Goed, kom ons sluit ons oë weer vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie vir die goedheid en die liefde. Dankie vir die kosbare woord. Ons maak nou ons harte oop om hierdie woord te ontvang. En ons dankie dat ons gedagtes en ons innerlike wese gefokus is op U en op wat uit U mond uitkom. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. Ons gaan weer so 'n bietjie deel uit die woord uit vanmôre. My titel vanoggend is die sleutel van die koninkryk is die sleutel van geloof. En ons wil 'n bietjie kyk na geloof weer vanmôre. Ek wil begin by Markus hoofstuk 5. Markus 5 vers 22. Hy sê die volgende woorde: En daar kom een van die owerstes van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê: My dogtertjie is op haar uiterste, kom lê haar die hande op sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneesere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê: As ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus aan homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy hom om onder die skare en sê: Wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom: U sien dat die skare u verdring, en u sê: Wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar: Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. So ons sien 'n sekere paar dinge raak in hierdie deel. Ons sien dat Jesus nie eens bewus was van hierdie vrou voordat sy aan sy kleed geraak het nie. Hy was besig om te loop, die owerste van die sinagoge kom en hy val voor hom neer en sê: My dogtertjie is stervend, as kom en lê hand op haar, sy sal genees word. En Jesus is op pad na daai dogtertjie toe. So in die skare stamp aan hom en dring hom, dis 'n hele spul mense hier rondom hom, en ewe skielik stop hy. En hy sê: En hoekom? Hy het gevoel krag gaan uit hom uit. En ons sien dis die vrou wat aan sy kleed geraak het, en hy sê vir haar: Jou geloof het jou gered. So hierdie vrou was nie wedergebore op hierdie stadium nie. Dit was nog nie moontlik om wedergebore te word nie, want Jesus het nog nie gesterf nie, maar tog is hy gered. So ons sien weer eens hierso die verskil tussen redding en wedergeboorte. Wedergeboorte is in iets in, en redding is van iets of uit iets uit. So in hierdie geval is hy gered van 'n siekte wat haar hele lewe gekrepel het. En Jesus sê vir haar: Jou geloof het jou gered. Die geloof is die kontakpunt gewees. Jy kan sê dis die medium of exchange. Dit is hoe jy kontak met God maak. Geloof is die pad wat God gekies het, dat jy kontak moet maak met sy krag, kontak moet maak met sy voorsiening. Dit is onmoontlik, sê die Bybel, om God te behaag sonder geloof. So geloof is 'n krag aan die binnekant van jou. Geloof word deur jou innerlike mens, jou geesmens gevorm. En geloof het die woord nodig. Geloof is nie 'n karaktertrek nie. Dis nie net 'n besluit wat jy eendag neem en nou jy geloof nie. Geloof is 'n plantjie wat moet groei in jou. En die enigste manier om daai plantjie te laat groei is deur die woord te plant in jou hart. Wanneer jy die woord plant in jou hart, dan begin geloof in daardie woord groei. So hierdie vrou het obviously gehoor van Jesus. Sy het gehoor van die wonderwerke, sy het gehoor van wat gebeur, en sy het gesê, sy het begin om iets te sê. Sy het gesê: As ek maar aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. So die vrou het dit gesê, en obviously het sy dit oor en oor gesê, en haar hart het dit begin glo. Jou gees glo wat jou mond sê. As ek 'n ding aanhou sê, dan gaan my hart my naderhand glo. Jou hart glo jou meer as wat enigiemand anders glo. So jy is nie 'n liggaam nie, jy is 'n gees. Jy is in die beeld van God gemaak, in sy beeld en in sy gelykenis geskape, sê Genesis 1. En Jesus sê vir ons in Johannes 4, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. So jy, die ware jy, is 'n geesmens hier in die binnekant. Jy bly maar net in jou liggaam.
Maar daai geesmens het kontak met God. Daai geesmens die dag toe jy Jesus aangeneem het, is wedergebore, het lewendig geword vir God. Maar nou moet daai geesmens gevoed word, daai geesmens moet opgebou word en hierdie dinge wat reeds in jou is, jy het nie nodig om geloof te kry nie. Jy het klaar geloof. Jy het net nodig om daarin te vloei, om dit te leer gebruik. Jy het nie nodig om vreugde te kry nie. Vreugde is klaar in jou gees, is 'n vrug van die wedergebore gees. Vrede is 'n vrug van die wedergebore gees. Jy moet net leer om daarin te vloei. So jy kan geloof hê, maar nie in jou geloof wees nie. Net soos wat jy 'n kar kan hê en nie in jou kar wees nie. En jy 'n huis kan hê en nie in jou huis wees nie. Amen. Dis jou huis. Jy het 'n huis. Maar is jy in jou huis? Nie altyd nie, né? Nou dis jou geloof. Jy het geloof, maar die vraag is jy in geloof? En hoe sit jy jouself in geloof? Jy sit jouself in geloof deur die gedagtes wat jy dink, die woorde wat jy sê, deur God se woord in jou mond in te sit en in jou hart in te sit. Daai geloof ontvang van God. Dis nie 'n kwessie van geloof weet wat die wil van God is. Jy sien mense wat God ken, wat kinders van God is, weet wat sy wil is. Hulle is bekend met sy wil. Dawid het nie op sy knieë neergeval en die Here gevra, is dit u wil dat Goliat doodgemaak moet word nie? Dawid het onmiddellik geweet dis God se wil. Hoekom? Hy het God geken. Hy het geweet hierdie onbesnede Filistyn is nie die wil van God nie. Hierdie ou maak homself 'n vyand van die volk van God. So hy het onmiddellik opgetree in lyn met God se wil. Hy het geweet God se wil is dat hierdie las verwyder moet word. As jy nie weet wat God se wil is nie, dan is dit eenvoudig omdat jy verduister is in jou denke. Jy het lig nodig. Want as jy lig het, weet jy wat is God se wil. En waar kry ons lig? In die woord. God se wil is God se woord. As God se wil nie God se woord was nie, sou God 'n leienaar gewees het, né? So ons sien in die woord, deur sy wonde is ons genees. Ons lees 1 Petrus 2 vers 24, en die King James sê, who his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, can be alive unto righteousness, by whose stripes we are healed. Daar sy wil. Sy wil staan vas. Dis nie 'n kwessie van God wat besluit om jou te genees, of nie besluit om jou te genees nie, of hoekom doen die Here nie iets nie. Die Here het reeds iets gedoen. Hy het 2000 jaar terug sy enigste seun gestuur, en met sy bloed betaal, dat genesing aan jou kan behoort. Die vraag is, hoekom ontvang jy nie bietjie nie? Wat gaan met jou aan? Dit is lekker om die skuld op die Here te sit. Dis die gemaklike antwoord. Die Here in sy alwetendheid, in sy alwysheid, sal besluit wanneer hy jou wil genees. Dis nonsens. Dis net so goed jy praat oor wedergeboorte, en jy sê, die Here in sy alwetendheid, in sy alwysheid sal besluit wanneer jy wedergebore moet word. Is dit die waarheid? Glad nie. Wat sê die woord? Die woord sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Stem julle saam? So wat bly oor? Jy moet dit net vat. Amen. Jesus hoef nie weer te sterf nie. Al wat nou nodig is dat jy moet aanvaar wat gebeur het op die kruis, en jy moet dit vat. Nou presies dieselfde moet jy jou genesing vat. Ons weet dis sy wil, hy het klaar daarvoor betaal, dit behoort aan jou. Al wat jy moet kry is wysheid, hoe ontvang ek? Amen. En dit is wat dit vandag gaan, ons wil leer, Here, hoe ontvang ek? Ek wil graag, ek weet nou, u sê, dat genesing in my behoort, dat Jesus het betaal deur sy bloed, maar ek sien dit nie in my liggaam nie, my liggaam bly siek. Wat moet ek doen? Jy moet leer om te ontvang. So die eerste beginsel van ontvang is geloof. Sonder geloof kan jy nie ontvang nie. En wat is geloof? Geloof is die woord van God. So die eerste stap is gaan kry 'n woord in die woord van God. Kry 'n belofte wat dit dek waarvoor jy staan. As jy genesing wil hê in jou liggaam, gaan na 1 Petrus 2 vers 24 toe en gaan lees hom. Dis die eerste stap. Jy wil voorsiening ontvang in jou finansies, gaan na Filippense 4 vers 19 toe, want my God sal voorsien in al jou behoeftes, my behoeftes, na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Gaan so toe, dis die eerste stap. Gaan na die woord toe. En elke woord van God is vol krag. Woorde, oor die algemeen is daar krag in woorde, né?
Selfs jou woorde het krag. As jy aanhou om 'n sekere ding te sê, dan gaan jy die oes daarvan kry in jou lewe, né? Maar hoeveel meer krag is in God se woord? God het gesê, laat lig wees, en lig was. Dis kragtig. So elke woord van God het krag in die woord om dit te laat gebeur. So as ek krag wil sien vir genesing in my liggaam, waar is daai krag? Waar is die krag? Dis in die woord. In daai woord is die krag. So as ek nie na daai woord toe gaan, gaan ek nie die krag toe nie, sien. So ek moet na die woord toe gaan, dan moet ek daai woord aktiveer. Hoe aktiveer ek hom? In my mond, in my hart. Wat sê Romeine 10 vers 8? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. So wat is die konteks van Romeine 10? Die konteks van Romeine 10 is Christus, die gesalfde een en sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Hy sê, ons het Christus nodig, ons almal het laste ergens in ons lewe, en jukke ergens in ons lewe, en die vyand sorg daarvoor dat daar nou en dan 'n las en 'n juk oor jou pad kom, né? So wat moet ek doen om daai las en juk weg te kry? Nommer 1, ek moet besef, hierdie las en hierdie juk is nie van die Here af nie. Dis nie die Here se las en die Here se juk nie. Hoe weet ek dit? Want sy naam is Jesus Christus. Wat beteken Jesus Christus? Dit beteken Jesus. Wat beteken die woord Christus? Dit is 'n Griekse woord. Dit is die vertaling van die Hebreëse woord Messias. En dit beteken die gesalfde een. Jesus die gesalfde. En waarmee is hy gesalf? Hy het dit self gesê, toe hy in Nasaret gepreek het. Hy het gesê, ek is gesalf om vrylating aan te kondig vir elke een wat gebonde is. Ek is gesalf om sig te gee vir die blindes. Ek is gesalf om oorvloed te bring waar daar hongersnood is. Amen. So hy is gesalf, en in Jesaja 10 vers 28 sê, dat die salwing is lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Dawid was gesalf deur Samuel tot koning van Israel. En toe hy teen Goliat te staan kom, toe kom Goliat net teen 'n seentjie van 16 of 17 jaar te staan nie. Hy kom teen die salwing te staan, wat op Dawid is, jy sien. Dawid het geweet, hy is die gesalfde. En jy, as 'n wedergebore kind van die Here, is ook 'n gesalfde. Dis 'n openbaring wat jy moet kry. Ek is 'n Christen. Wat sê jy as jy dit sê? Jy sê, ek is 'n gesalfde. Ek is gesalf met lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Die Here gee dit vir my. So ek moet nou hierdie salwing gebruik. Ek moet hierdie salwing aksie gee. Ek moet hierdie salwing laat werk. Nou, dit gaan terug na die woord. Kry 'n woord om op te staan. Jy kan nie in geloof staan sonder 'n woord nie. Hoe val jy die probleem aan? Jy moet daai probleem aanval, man. Jy kan nie terugstaan en wag. Jy moet iets doen. Jy moet iets doen. Daar so met beleg van Samaria in die Ou Testament het dit so erg geraak aan Samaria dat die mense hulle het dit tot 'n prys gehad vir duwe mis. Dis nie 'n goeie ding as jy duwe mis begin prys nie, want hulle was in 'n hongersnood, jy weet. Die profeet sê hierdie dag, môreoggend, gaan alles normaal wees. En die ou wat die regterhand van die koning sê, as die Here die vensters van die hemel oop, sal dit nie moontlik wees nie. En die profeet sê vir hom, maar jy sal dit sien, maar dit nie ervaar nie, omdat jy die woord van die Here in twyfel getrek het. En by die poort van Samaria sit daar 4 melaatses, hulle sit aan die buitekant daar. En hulle kry 'n openbaring. Hulle sê die volgende woord. Hulle sê, hoekom sit ons hier tot ons doodgaan? Kom ons staan op, kom ons stap na die vyand toe. As hulle ons doodmaak, gaan ons dood in any case. Wie weet, miskien gebeur iets. En daai 4 melaatse staan op en hulle begin stap en die Here laat dit klink, daai 4 ouens se voetstappe, laat die Here klink soos 'n army wat aankom. En daai army hardloop, maat. Hulle hardloop, jy sê net, hulle rug so 'n kuiltjie trek soos hulle hardloop. En toe hulle aankom, toe het hulle self verslaan, die vyand. En alles lê daar, al die tente, al die kos, alles. En hulle gryp vir hulle 'n bietjie kos hier, skatte daar, na rukkie toe sê die een van hulle, dis nou nie reg wat ons nou hier doen nie. Ons moet terug aan die mense gaan vertel. En toe die mense dit hoor, dan maak hulle daai hekke oop en hulle hardloop. En die ou wat so negatief was, hy staan ongelukkig op die verkeerde plek en die mense hardloop oor hom, hardloop om mors dood. Hy het dit gesien, maar hy het dit nie geervaar nie, sien. So partykeer moet jy net jou probleem aanval. As daar 'n siekte in jou liggaam is, val die siekte aan. As jou liggaam siek is nie te sê jy is siek nie. Jy is nie die liggaam nie.
Jy moet 'n skeiding maak. Die woord sê in Hebreërs 4 vers 12 dat die woord van God is 'n tweesnydende swaard. Dit bring skeiding tussen siel en gees. So jy moet besef, my liggaam mag bewe, as nie sê ek bewe nie. Ek is die gees hier in die binnekant. Jy moet met daai liggaam wat pyn, die liggaam het dalk pyn. Dit sê jy pyn nie. Jy moet met daai pyn in die liggaam praat. Jy moet gesag vat oor die liggaam. Die liggaam is 'n ding. Dis nie jy nie. Jy bly net in hom. Die liggaam respondeer op allerlei goeters, maar jy moet gesag vat vanuit jou gees. Die woord bou jou gees op. Bou jou gees op. Nou as jy negatiewe gedagtes, die duiwel gaan aan mekaar jou bombardeer met sy gedagtes. Die duiwel wil jou vrede steel, hy wil jou vreugde steel, en hy gaan gedagtes na jou te bring wat 100% teenoor God se woord staan. Maar as jy leer, as jy oefen, om daai gedagtes weerstand te bied, om elke gedagte gevange neem, wat teen vrede is, elke gedagte gevange neem, wat teen vreugde is, dan is jy besig om te bou aan jou gees. Ons sien hierso vir Jesus 'n lewende demonstrasie van geloof. Ek bedoel, hier stap hy verder, vers 35, terwyl hy nog spreek onder mense van die owerste van die, kom ons gaan net terug na vers 34. Hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Nou die Amplified sê daar, go into peace and be continually healed of your distressing bodily disease. So wat sê Jesus vir die vrou? As jy in vrede kan ingaan, vrede is nie 'n emosie nie, vrede is 'n krag. As jy uit jou kop uit kan kom, van die vrae ontslae kan raak, as jy kan ophou om al die duiwelse gedagtes om te draai en te oordink, sodat jy in vrede kan ingaan, dan gaan jy voortdurend genees word. Hy sê vir haar, gaan in vrede in. Is Jesus 'n voorskrif gewees? Goeie voorskrif. Gaan in vrede in. Vrede is van my af. Vrede is 'n vrug van die gees. Nou gaan hy aan, terwyl hy nog spreek om na mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê, die dogter is dood, waarom val u die meester nog lastig? Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge, moenie vrees nie, glo net. Die oorspronklike vertaling sê, stop die vrees, hê geloof. Jesus is straight to the point, stop die vrees, hê geloof, stop die vrees, hê geloof. As hy dit nie kon doen nie, sou Jesus nie vir hom gesê het nie. Stop die vrees. Stop die vrees. Oor en oor sê Jesus hierdie goed vir ons. Oor en oor. Die vrees is die hoek wat die duiwel in jou lewe het. As jy 'n vrees het vir 'n ding in jou lewe, en jy raak nie ontslaaf van daai vrees nie, dan het jy 'n hoek gegee vir die duiwel om juist daai ding te kom doen. Job 4 vers 24 sê, wat ek so grootliks gevrees het oor my gekom. Job het 'n vrees gehad, dat sy kinders van die pad af sal gaan, en teen die Here sal draai. En hy het gebid in vrees. Dit help nie bid in vrees nie. Daar is 'n getuienis gewees van 'n vrou wat kanker gekry het. Sy het dodelike kanker gekry, het vir 'n paar weke gegee om te leef. Maar sy het in geloof gestaan, 'n kosbare kind van die Here. Sy het in geloof gestaan vir jare, en dit oorkom, en sy is genees. Maar in haar getuienis is die volgende woorde, ek weet nie hoekom dit gebeur het nie, dat ek kanker gekry het nie, want ek het elke dag teen kanker gebid. Nou daar het jy dit. Hoekom het sy nie elke dag teen tuberkulose gebid nie? Of teen Duitse masels nie? Hoekom het sy elke dag teen kanker gebid? Want sy het 'n vrees gehad vir kanker. So haar gebed, wat sy eintlik moes doen, was om die vrees uit te kry. Maar sy het nooit die vrees uitgekry nie. Sy het aangehou bid in vrees teen kanker. Dit gaan jou nie help nie. Dit help nie om in vrees te bid nie. Jy moet die vrees uitkry, jy moet die ware probleem identifiseer. Die ware probleem is, die vyand het 'n vrees by my geskep oor hierdie spesifieke ding, of in hierdie spesifieke area. Maar God het nie aan my 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Maar hy gee aan my 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Jou gees van vrees verwyder jou uit my lewe. Ek weier om te vrees. Amen. Skop die vrees uit. Stop die vrees, hê geloof. Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons die volgende, maar sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.
Om God te behaag moet jy geloof hê. Geloof is belangrik. Geloof is die fondasie van ontvang. Ek kan nie ontvang, ek kan niks ontvang van die Here. As ek nie geloof het, Jakobus 1, hy sê, kom ons lees Jakobus 1, Jakobus 1 vanaf vers 1, Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is, groete, die oorspronklike sê, rejoice, ag dit louter vreugde my broers, wanneer julle allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof, lydsaamheid bewerk, of konstantheid, maar die konstantheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Nou as iemand van julle wysheid kort kom, wysheid vir wat? Hoe om uit die versoeking uit te kom. Dis die konteks. Laat hom dit van God bid. Jy's in 'n probleem, in 'n versoeking, dinge gaan nie goed in 'n sekere area van jou lewe nie, en jy's nou moeg daarvoor. Jy's nou moeg daarvoor, ek is baie dankbaar, dat jy uiteindelik moeg is daarvoor, dat alles verkeerd gaan. Jy's moeg daarvoor, dat jy sukkel met jou finansies. Want jy's 'n wedergebore kind van God, jy is nie veronderstel om te sukkel met jou finansies nie. Jy's moeg daarvoor om siek te wees. Ek is baie bly jy is moeg daarvoor. Want jy is nie veronderstel om siek te wees nie, jy is 'n wedergebore kind van die Here. So wat moet jy nou doen? Hy sê, as iemand van julle wysheid kort kom, hoe om uit hierdie probleem uit te kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Hy verwyd jou nie. Dit is dan wonderlik, né? Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedryf en voortgesweep word, want die mens wat twyfel, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Romeine 5:17 sê, die wat kan ontvang, is die wat sal heers. Wat het jy nodig om te ontvang? Geloof. Jy kan nie vandag op wees en môre af, vandag op, môre af. Jy moet in geloof wees, en in geloof bly. Hoe bly ek in geloof? Ek beskerm my geloof met vrede en vreugde. As ek nie vrede en vreugde het nie, kan ek nie my geloof beskerm nie. Hoe doen ek dit? Ek oefen dit deur my gedagtes te beheer. As ek nie my gedagtes kan vasvat nie, dan gaan ek in en uit geloof uitgaan. Ek moet besef dat die vyand gaan my gedagtes aanval, dis sy manier. Hy gaan my gedagtes aanval, hy gaan vir my sê, oeg, maar jy voel nou 'n pyn. Hoekom voel jy 'n pyn? En wat moet jy dan sê? Hy wil niks met jou te doen wat ek voel en nie voel nie. Amen. Wat ek voel en nie voel nie, verander niks nie. Dis wat die woord sê, wat bepaal, wat ek glo. En die woord sê, deur sy wonde is ek genees, of ek nou 'n pyn voel, en of ek nou nie 'n pyn voel nie. Amen. So jy oefen, jy moet oefen op 'n daaglikse basis. As jy fiks wil wees, moet jy elke dag oefen. Amen. Jy moet jou push-ups doen, jy moet jou sit-ups doen, né? Nou, hier in die geestelike riem, moet jy elke dag oefen om jou gedagtes te beheer. Jy moet weier om gedagtes te dink wat teen vrede gaan en wat teen vreugde gaan. Weier dit. Weier om in 'n negatiewe gedagtepatroon in te gaan. Liefde. Wat sê Paulus? Wat sê die woord oor liefde? Hy sê liefde is die belangrikste ding van alles. Hy sê God is liefde. Onthou 1 Korintiërs 13, sê as jy nie liefde het nie, dan is jy niks. En dan praat hy oor wat is liefde? En wat is die essensie van liefde? Liefde gaan oor hoe ek dink oor jou. Gaan terug na my gedagtes toe. Liefde gaan oor hoe ek dink oor jou. Amen. Ek kan nie sê ek het jou lief en ek dink negatief oor jou nie. Dan het ek jou nie lief nie. Hy sê liefde glo alles. Hoop alles. Bedek alles. Liefde sien die fout nie raak nie. Liefde kyk die fout mis. Watter fout? Amen. As ek in liefde wil, kyk, liefde is 'n pad van krag. Liefde is 'n geeskrag. Dit is geweldige krag in liefde. Liefde is in staat om geweldige goed reg te kry in die gees. Liefde, vreugde en vrede is almal kragte. Dis kragte. Vrede, die krag, Jesus was so ontwikkel in sy gees, in die krag van vrede, dat hy 'n storm kon stilmaak. Die storm kon nie sy vrede steel nie. Die vrede in hom was groter as die storm. Dis amazing. Toe hom wakker maak, sê, Here, gee nie om dat ons vergaan nie. Wat maak hy? Hy maak die storm stil. Hy sê, sst, maar hy sê dit uit vrede. As die storm sy vrede kon steel,
dan sou hy nie die storm kon stilmaak. As die mense in Nasaret wat hom van die berg af wil gooi, sy vrede kon steel, dan sou hulle dit reg gekry het om af te gooi. Maar hulle kon nie sy vrede, hulle kon nie in hom kom nie. Hulle kon nie sy vrede steel nie. Amen. As die vyand nie jou vrede kan steel nie, het hy 'n probleem met jou. Wie van julle wil graag 'n probleem wees vir die duiwel? Wie wil geen probleem vir die duiwel wees nie? As jy geen probleem is, beteken dat hy kan doen in jou lewe net wat hy wil. Maar ek dink dit is 'n goeie idee om die duiwel te los om my lewe te doen net wat hy wil nie. Ek wil weerstand bied. Daar staan in die woord, weerstaan die duiwel. En hy sal vir jou al wegvlug. Die Amplified sê, resist the devil, and he will flee from you, as if in terror. Not from God, from you. Wie resist hom? Jy. Die godsdienstige mense, die Here moet hom weerstaan. Dis nie die Here wat die duiwel weerstaan nie. Die Here het nie nodig om die duiwel te weerstaan. Die duiwel is geen match vir hom nie. Is jy met my? Dis jy wat nodig het om te weerstaan. Maar hoe weerstaan jy hom? Vanuit jou gees. Weerstaan jy hom. Jy weerstaan hom met die krag van vrede. Waar die woord sê, gee geen plek aan die duiwel nie. Waar is die belangrikste plek om die plek aan hom te gee nie? In jou kop. As jy in jou kop geen plek aan die duiwel gee nie, dan het hy geen vastere plek in jou lewe. Hy gaan vir jou lieg oor ander mense. Hy gaan vir jou lieg oor jouself. Die duiwel gaan jou afkraak by jouself. Maar jy kan dit nie aanvaar. Dis die eerste openbaring is van geregtigheid. 2 Korintiërs 5:21 sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Jy sien, my hele lewe lank het die duiwel vir my vertel hoe sleg ek is. En as ek dit glo, dan word ek al 'n slegter mens. Dis my identiteit. Maar toe ek daai versie hoor, en ek hoor hom nie net nie, ek vat hom, ek sit hom in my mond, ek mediteer hom, tot hy deel word van my. Die boek van Jakobus sê, die ingeplante woord, engrafted. Ek engraft 2 Korintiërs 5:21 in my gees. Ek engraft hom, plant hom in. God het hom, die vlekkelose lam, wat geen sonde geken het nie, sonde in my plek gemaak, met my sonde, sodat ek die geregtigheid van God kan wees in hom. Ek is nie meer sonde nie, ek is nou God se gereg. En dan weet 1 Petrus 2:24, who his own self bore my sin, my sonde is nie meer myne nie, behoort nie meer aan my nie, dit kleef nie meer aan my nie. Ek is nou volmaak vir hom. Ek staan volmaak deur sy volmaak. In Jesus is ek volmaak. Amen. En dit verander, as ek dit glo, dan verander ek die manier hoe ek dink oor myself. Ek sien myself nie langer as 'n sondaar nie. Ek sien myself as die geregtigheid van God in Jesus. En dis wat 1 Korintiërs 15 van praat. Hy sê, awake to righteousness and sin not. Noemlik as ek wakker word, dat ek is nou die geregtigheid van God, dan verloor sonde sy houvas op. Solank my identiteit is die van 'n sondaar, gaan ek sondig. Maar as ek hierdie openbaring vas in my hou, dan verander dit my manier hoe ek oor myself dink. Nou kan ek myself lief hê. Amen. Ek kan myself lief hê, want ek is mos 'n seun van die Vader, wedergebore, gees vervuld, gewas deur die bloed van Jesus, die geregtigheid van God in hom. Amen. Nou is die volgende stap, nou moet ek jou lief hê. Amen. Dit gaan weer afhang van hoe ek oor jou dink. As ek al jou foute die hele tyd raak sien, dan fokus ek op die verkeerde plek. Ek fokus dan nie op Jesus in jou nie. Ek moet op jou hart fokus, op Jesus in jou. Ons almal het foute. Amen. Maar hy sê, die liefde glo alles, verdra alles. Amen. Dit is 'n geweldige krag. Want die duiwel sal traps stel in jou lewe. Die duiwel sal met aanslag kom om jou te vernietig. Die duiwel se doel is om jou te vernietig. Hy sal aanhou tot hy jou dood het. Maar jy het die krag, jy het die reg om te stop in jou lewe. Jy kan die duiwel solidly stop. Begin by hierdie goeders, begin by liefde. Bou dit, begin by vrede. Neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan
die gesalfde een. Begin by vreugde, beoefen vreugde. As jy simptome in jou liggaam het, wat is die beste ding wat jy kan doen? Begin die Here te loof. Ja, maar joh, dis 'n bietjie rof. Ek voel dan nou nie so lekker nie. As jy nie so lekker voel nie, dan is dit die beste tyd om die Here te loof en te prys. Begin dit net doen. Ja, maar ek voel nie lus nie. Hy het nie gesê as jy lus voel nie. Doen dit net. Ek het een keer getuienis gehoor van 'n ou. Hy lê daar so, slaap die aand en hy as 'n jong kind is hy genees van 'n hartprobleem. En daai aand lê hy daar en slaap en hier begin hy hart weer. Hy is al lank al oor dit, maar hier begin die hart nou weer so rondspring. Hy besluit hy gaan nou iets draai. Hy trek sy komberse so oor sy kop en hy begin dit lag. Maar hy is nie lus om te lag nie. Hy maak net so ha, jy weet so, hy dwing homself amper om te lag. Ha. En hy het seker vir 10 minute gedoen. En na 10 minute kom 'n stem. Jy hoor hy 'n stem. Nee, duidelik beide, net die binnekant. In sy gedagtes. Hoor hy 'n stem wat sê, "Waarvoor lag jy?" Te weet hy right. We're on. Hy sê, "Duiwel, ek lag vir jou." En dadelik antwoord die stem, "Hoekom lag jy vir my?" Hy sê, "Ek lag vir jou want jy het gesê ek gaan nie my genesing kry hierdie keer nie." En die gedagte kom, "Ja, hierdie keer gaan jy nie jou genesing kry nie." So nou die duiwel homself klaar weg. Kyk, hy het net begin lag, né? Maar die duiwel het homself nou weggegee, kan jy sien? Hy het begin na 10 minute begin at. Jy sien, dit is baie moeilik vir iemand wat vol trots is en jy lag vir hulle. Hulle kan dit nie hê. So toe hy lank genoeg vir hom lag te begin praat. En hy gee sy hand weg. En hy lag eers. Hy sê, "Maar hoekom lag jy?" Hy sê, "Ek lag want jy het gesê ek gaan nou my genesing kry nie. Maar ek hoef nie my genesing te kry nie. Ek het dit klaar. En Jesus het ek dit klaar." Jy sien? En hy die duiwel hou op sy neus gegee. Hy moes vlug van hom. Maar sê, as jy niks van geestelike goed verstaan nie, dan maak dit nie vir jou, hierdie goed maak nie vir jou sin nie, né? Gedagtes is konkreet, is geestelike goeders. Psalm 2. Kyk God vooruit op wat met Jesus sal gebeur wanneer hy uiteindelik aarde toe kom. Is lank voor aarde toe gekom het, né? Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Wie is die gesalfde? Jesus. Jesus is nog nie op die aarde nie, maar God kyk vooruit, kan jy sien? En sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Vers 4, hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Hy wat in die hemel woon, lag. Hy lag vir hulle. Wat moet jy met jou vyande doen? Wat is 'n voorbeeld? As ons kinders van 'n Vader is, dan moet ons maar soos ons pa wees. Wat doen ons pa met sy vyande? Hy lag vir hulle. Ek het my pa het my geleer. My pa was 'n stoeier. Hy het amateurstoei gedoen op college vlak. Hy het my een ding gesê. Hy sê, "Man, as jy 'n man kan kwaad kry, dan het jy klaar verloor. Oomblik as jy kwaad word." Hy sê, want stoei is 'n wetenskaplike sport. Dis nie die ou wat die kwaadste is wat wen. Dis die ou wat sy teenwoordigheid van gees kan behou. Dis die ou wat sy reflekse kan behou. Wat kan aanhou dink. Hy sê die ou wat kwaad is, kan nie dink. Oomblik as jy kwaad word, verloor jy. Hy het daai les vir ons goed geleer. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Dan sal hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf. Wow, dis Jesus. Oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek U self gegenereer. Klink dit bekend? Daai woorde kom net so in Hebreërs 1 voor. Eis van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Die duiwel het gedink, toe hy Jesus in die hel inkry, nou het hy hom. Wat hy nie besef het nie, is die Here het dit so beplan, dat hy die hel kan vernietig. Amen. Ok, jy kan net in geloof wees, as jy in die woord is. Dis nie moontlik, om in geloof te wees, as jy nie in die woord is nie. As iemand sê, hy staan in geloof, vir sy genesing, gaan ek vir hom vra, watter woord staan jy op? As hy vir my sê, wel, geen spesifieke woord, dan gaan ek vir hom sê, wel, dit wat jy gaan ontvang, niks spesifiek nie. Wie van julle wil niks spesifiek ontvang van die Here nie? Jy moet spesifiek weet, jy moet op 'n woord gaan staan, kies 'n woord, gaan staan op hom, né? Hebreërs 4, vers 1 tot 3, lees ons die volgende woorde.
Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het. Want aan ons is die goeie nuus ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Jy kan hier sit vandag en dit gaan jou niks baat, as jy nie geloof meng met die woord wat jy hoor nie. Jy moet die woord wat jy hoor vat en dit meng met geloof. Anders gaan dit jou niks baat nie. Hoe meng ek in die gees? Jy meng met jou tong. Jy moet die woord in jou mond kry. Jy moet begin praat. Jy moet die woord spreek. Jy moet leer om te praat met probleme. Praat met die goeters. Oefen dit. Oefen om te praat. Oefen om die woord in jou. Oefen dat jou tong die woord sê. Elke dag. Ek onthou toe ons Kanada toe gegaan het ek een ding agtergekom. Jy moet Engels oefen as jy wil Engels praat. Jy kan alles verstaan in Engels, maar as jou tong nooit Engels praat nie, dan is hy 'n bietjie lui. Is jy met my? Jy moet elke dag Engels praat. Jy kan in jou kop dink jy ken Engels 100%, nee, maar as jou tong hom nie oefen nie, dan het jy hom nie. So hoe langer ek in Kanada gebly het, hoe meer het my tong geleer Engels praat. Totdat ek heeltemal soos 'n Kanadees, nou nie heeltemal met dieselfde aksent dalk nie, maar kon Engels praat. Is jy met my? Nou dieselfde gaan oor die woord. Jy moet die woord in jou mond sit, dat jou tong kan oefen om die woord te praat. Jy help nie, dink dit net nie. Jy kom nie by die etenstafel en wil, my vrou is die een wat bid, my vrou is die een wat geestelik is in ons huis. Nou as jy by die etenstafel kom, eet jou vrou namens jou. Of eet jou eie kos. Jy eet jou eie kos, amen. So dit beteken, jy moet self die woord in jou mond ook kry. Jou vrou en jou man kan nie die woord namens jou in hulle monde kry nie. Net soos wat hulle nie namens jou kan eet nie. By die etenstafel eet elke een sy eie bordkos. En elkeen van ons moet self die woord in ons eie monde kry. Ons moet begin om onsself te seën. Ons moet begin om die woord van seën oor ons huwelike uit te spreek. Oor ons liggame, oor ons finansies, oor ons land, oor ons families. As jy dit nie doen nie, wie gaan dit doen? Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid. Jy moet jou tong die taal van die woord leer praat. Laat jy dit kan oefen. Jy moet dit oefen. Romeine 15 vers 13. In die Amplified vertaling sê die volgende: May the God of your hope so fill you with all joy and peace in believing, that by the power of the Holy Spirit you may abound and be overflowing, bubbling over with hope. By the God of your hope. Wat is hoop? Hoop, die Bybel sê in Hebreërs 11 vers 1, in die King James, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not yet seen. Okay? Now faith is. Geloof is altyd nou. Nie nou nie, nou. Jy kan nie sê ek glo dit gaan gebeur nie. Dan gaan jy 2 jaar vanaf ons sê ek glo dit gaan gebeur. Geloof sê nie ek glo dit gaan gebeur nie. Geloof vat dit nou. Deur sy wonde gaan ek genees word. Deur sy wonde gaan ek genees word. Deur sy wonde gaan ek genees word. 2 jaar later, deur sy wonde gaan ek genees word, hè? 10 jaar later, deur sy wonde gaan ek genees word. Daar staan nie deur sy wonde gaan jy genees word. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan deur sy wonde is ek genees. Liggaam, wees genees. Deur sy wonde is jy genees. Ek glo, ek ontvang dit nou. Myne. Ja, maar ek voel nog 'n pyn. Ek het nie 'n saak met die pyn nie. Deur sy wonde is ek genees. Die woord sê deur sy wonde is ek genees, of ek pyn of nie, ek is genees. Amen. So hoop is 'n prentjie. Die prentjie wat jy sien van jouself. Die prentjie wat jy sien van jou finansies. Die prentjies in jou kop is hoop. As jou prentjies negatief is, dan het jy 'n negatiewe hoop. As jou prentjies gebou word op die woord van God, dan het jy 'n goddelike hoop. The God of hope. Nou die beste voorbeeld in die Bybel is Abraham. Abraham het geen kinders nie, en die Here roep hom uit die tent uit en sê, Abraham, kyk op na die sterre van die hemel. Kan jy hulle tel? Nee, Here, so sal jou nageslag wees. Wat maak die Here? Hy gee vir Abraham 'n nuwe prentjie.
Abraham ry op sy kameel, op die sand, in die dag, nee, hy sê vir Abraham, sien jy die sand? Hy sê, ja, Here. Hy sê, kan jy dit tel? Hy sê, nee, hy sê, so sal jou nageslag wees. So hy gee vir Abraham 'n prentjie in die dag, hy gee vir Abraham 'n prentjie in die nag. Hy verander Abraham se hoop. Omdat Abraham God glo, hou Abraham die nuwe prentjie voor sy oë. Nou Romeine 4 sê, hy het op hoop, teen hoop geglo, volgens wat gesê was. Twee hope wat teen mekaar gekom het. 'n Negatiewe duiwelse hoop, aardse hoop, beteken hy kyk na sy lyf 100 jaar oud, sy vrou is 90, toe sy 20 jaar oud was, kon sy nie swanger word nie, nou sy 90, dis wat sy oë kan sien. Die koninkryk oorskry dit, die koninkryk is nie gebonde aan wat jy sien met jou oë nie. Alle dinge is moontlik vir die een wat glo. So Abraham moes eers die prentjie verander, hy moes die prentjie uit hom uitkry, so die Bybel sê, hy het geweier om te kyk na sy eie liggaam, wat alreeds verstorwe was, of na die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah. Hy het geweier om te kyk na die fisiese realiteite, maar hy het gekyk na die prentjie wat God, hy het aan mekaar hierdie prentjie gehad. Nou jy sien dit met sy kleinseun, Abraham se kleinseun, Jakob. Daar bly Jakob, hy vlug vir Esau, na hy die seun gesteel het by hom, en Esau hom wil doodmaak, en hy gaan bly by Laban. En nou Laban wil hom indoen. Nou Laban het sulke bokke en skape, wat nooit spikkel steel nie. Hulle teel lekker, solid wit, solid rooi, maar daar is nie 'n spikkel van 'n dag oud nie. Nou sê hy vir Jakob, Jakob, ons maak 'n deal. Jy gaan al die werk doen, en jy kry al die spikkel lammertjies. Maar daar is nie een spikkel lammertjie nie. Goeie deal, né? Jakob sê, deal. Wat maak Jakob? Genesis, wat maak hy? Hy gaan lê onder die skoelteboom, daar wat reg op die drinkbakke kyk. En in die dag dan kom die bokke daar by die drinkbakke water drink. En as hulle water drink, is dit 'n goeie tyd vir die ram om al die oeye te dek wat op hitte is. En dan sit hy sulke latte, hy vat populier latte en hy sny sulke kepe in hulle en hy maak so 'n skerm voor hom. Dat as hy deur die latte vir die bokke kyk, dan lyk hulle spikkel. Hy het dit gedoen. So wat maak Jakob? Hy luister vir sy oupa, Abraham. Hy verander sy prentjie. Hy sien al die bokke spikkel. Wat gebeur? Dis hulle lam spikkel. Alles gebeur net skielik spikkel. Jakob word skatryk. Amen. Sy prentjie verander. As jy vasklou aan die prentjie van ek is siek, as jy verwag, jy gaan môreoggend wakker word met pyn. Jy moet die prentjie verander. Ek onthou, ek het muurbal gespeel, jare terug, en ek skeer 'n kuitspier. Ek gaan vir daai drop daarvoor, en ek is so halfpad by die drop, en ek voel iemand skiet my met 'n pellet gun uit die gehoorse kant uit, in my kuit. Jesus, en ek kyk om, niemand nie. Dit het ek my kuitspier geskeer. Toen 'n sonarhuis geskeer. Nou, ek pink ek daar seer, man. Ek pink op krikke, en ek gaan fisio toe, en hulle seer die ding, en sit sonaars en goed op, en wandel om, en daar so, nou pink ek so, jy weet, en daar so 2 maande kom ek enig by die fisio aan, en sy kyk my so, en sy sê vir my, weet wat? Ek sê wat? Sy sê, jy kan nou maar regloop. Jy sê, dit is my probleem, dat het nou in my kop ingekom, dat ek pink. Dis ek, okay, ek kan maar regloop, daar stap ek reg. Jy moet besef hoe sterk is hierdie kragte. Dit is powerful, dit is geestelike magte. Die prentjie wat jy sien van jou finansies, word gevorm as jy al 'n klein kind is. Dis hoekom mense gaan aan mekaar na die vlak van finansies van hulle ouers in. Want daai prentjie is gevorm toe hulle daar was. Maar jy kan uitbreek, verander net die prentjie. Jy hoef nie daar te bly nie. Jy is nou nie meer van daai ou bloedlyn nie, jy is nou van die nuwe bloedlyn van Jesus. Jy is 'n wedergebore kind van die Here. Jy kan uitbreek uit enige iets uit. Alles wat jy nodig het is in jou. Dis voorsien. Alles wat ons nodig het. Hy sê vir ons, saam met Jesus het hy vir ons alles gegee. Meer as genoeg. Wanneer jy versoeking ervaar in jou lewe, wanneer dinge teen jou kom, moenie tyd spandeer met die versoeking of die probleem nie. Trap oor dit en gaan aan. Kom so gou as moontlik net oor dit, okay? Die Here Jesus het gesê, julle sal op die duiwel trap en oor hom loop. Hy het nie gesê, gaan gesels en kuier met die duiwel nie. Party mense is raak so geïnteresseerd in hulle versoeking, hulle wil kuier met die duiwel daar. Moenie kuier met die duiwel, moenie braai met die duiwel nie. Hoe braai jy met die duiwel? Sodat hy sy gedagtes omdraai en omdraai. Moenie sy gedagtes omdraai nie. Ignoreer hom en gaan aan.
Vat die woord is 'n swaard in die gees, sit die woord in jou mond, sit die woord in jou hart en gaan aan. Moenie tyd mors met hom nie, moenie dat hy jou gedagtes kan gryp nie. Moenie dat die duiwel jou gedagtes van die woord af op die probleem kry nie. Jy gaan nooit 'n oplossing kry vir die probleem deur jou gedagtes op die probleem te hou nie. Hoe meer jy jou gedagtes op die probleem hou, hoe groter word die probleem. Jy moet jou gedagtes van die probleem afkry op die oplossing. En die oplossing is God se woord. Hebreërs 12 vers 2 sien ons die volgende, hy sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Jesus se fokus en sy gedagtes was nie op die kruis gewees nie. Hy het deur die kruis gegaan, wat die grootste enkele ding is, wat enige mens nog ooit gedoen het in die geskiedenis van die aarde, is dat Jesus daai dag reg gekry het. Niemand het groter teestand gehad, 'n groter aanslag op sy lewe gehad as dit nie. Maar Jesus is daar deur, maar hy het nie toegelaat dat sy gedagtes op die kruis fokus nie. Of wat nou met hom gebeur nie. Sy gedagtes was op die vreugde wat hom voorgehou is. Hy het vir jou en vir my gesien, wat vandag hierso sit. En dis hoekom hy daar deur is. So hy het vir ons 'n voorbeeld gesê. Psalm 16 vers 11 in die Amplified vertaling sê die volgende: You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. Fullness of joy. In your presence is fullness of joy. Jy kan jou geloof, jy kan, as jy is dalk besig om 'n aanslag in jou lewe te ervaar, of in 'n seisoen van aanslag, waar die vyand jou toets en jou aanslag op jou sit, en jy weet jy's nie nou in die vloei van geloof nie. Hoe kry jy jouself so gou as moontlik uit die aanslag uit? Die pad uit die aanslag is geplavei met vreugde. Kom in vreugde in. Hy sê in Jesaja 55, jy sal uittrek uit die vloek uit met vreugde. Begin net om vreugde te beoefen. Begin net om die Here te loof en te prys. Begin om vreugde vry te stel. Omdat jy nie oor die probleem nie, maar ten spyte van die probleem, omdat jy weet ek het die antwoord, hierdie probleem is nie die alfa en die omega nie. Hierdie probleem is nie die begin en die einde nie. Hierdie probleem is nie my God nie. My God is groter as die probleem. My God het die antwoord op hierdie probleem. Ek het alles wat ek nodig het om hierdie probleem te oorkom, en daarom juig ek. Jy sien, die oomblik as ek begin juig, as ek begin vreugde vrystel, dan is ek net so uit die probleem uit. Probeer dit bietjie. Filippense 3 vers 1, in die Amplified, ek gaan nog 2 versies vir ons lees. For the rest, my brethren, delight yourselves in the Lord, and continue to rejoice that you are in Him. In Christus het ek alles. In Christus het ek oorwinning. In Christus kan ek enigiets doen. Amen. So hy sê, continue to rejoice that you are in Him. Hou aan om jou te verheug dat jy in Jesus is. Hoe het jy in Jesus gekom? Hy het jou daar gesit. Dis nie iets wat jy hoef te gedoen het nie. Hy het jou daar gesit. Die dag toe jy Jesus in jouself ingenooi het, toe jy Jesus innooi, toe jy daai klop hoor by die deur van jou hart, en jy Jesus in jou hart innooi, het hy ingekom. Hy het sê, ek sal hom wat na my die deur vir my oopmaak, nooit verwerp nie. Daai dag het hy jou in hom gesit. Toe hy in jou ingaan, toe gaan jy in hom in. Amen. Nou sê hy, continue to rejoice that you are in Him. Jy kan rejoice. Ek is in Jesus. In hom is ek veilig. In hom het ek voorsiening. In hom het ek al die wysheid wat ek nodig het. In hom het ek oorwinning oor elke probleem wat die vyand op my pad kan bring. Ek rejoice daarin. En dan 2 Timotheus 1 vers 7 ook in die Amplified. For God did not give us a spirit of timidity, but of power and of love and of a calm, well-balanced mind. A mind of discipline and self-control. Een van die beste instrumente wat jy kan ontwikkel in jou lewe is 'n mind. Well-balanced. Die Here sê, jou denke, goed gebalanseerd. Power, love, calm, discipline, self-control. Jy dink volgens die woord van God. Jy dink volgens jou verbond met die Here. Jy dink die woord. As jy beheer kan kry oor jou denk, het jy beheer oor jou lewe. As jy die woord in jou denke kan inbou, die denke is die poort na jou gees toe. Ek kan nie 'n woord in my gees inbou as my denke vrylopend is nie. Want die oomblik as ek begin om die woord in te bou, gaan die duiwel net een of ander woordjie vir my sê as ek weer van spoor af.
Maar as ek my denke beskou as 'n heilige ding, hierdie denke, jy weet as jy, ek onthou, toe ek klein seentjie was, ek het die eerste 3 jaar plaaskool toe gegaan. Ek was by plaaskool gewees. So is nie by die dorpskool, plaaskool. En sub A, sub B, standaard 1. Was in 1 klaskamer, 1 juffrou. Is net 3 rye gewees. Jy graduate van die een ry na die volgende ry toe. In die hoek van die klaskamer. Die eerste opdrag wat ons juffrou vir ons gegee het, was die eerste dag, toe ons daar aankom, so een ouetjie wat weghardloop. En hy hardloop in die muurlande in. En die juffrou sê, vang hom. Dit was ons eerste opdrag. Ons het daai ouetjie getackle, hoor. Hy het lank gevat om te herstel. Ons juffrou het gesê, vang hom. Ons het hom gevang. In elk geval, so, hy is toe terug. Nou, in die hoek van die klaskamer was daar 'n koolstoof. In die winter het het baie koud geword, jy weet, in die Vrystaat. En as 'n koolstoof, en staan ons daarin, en ons maak ons hande warm. En die een ouetjie besluit, hy gaan my hand stamp, en hy stamp my hand dat hy op die koolstoof gaan. En hy maak so, tss, maar ek beloof jou, jy ruk jou hand baie vinnig af van daai koolstoof. En ek kan nou nog as ek gaan soek, gaan ek die litteken die ergens skryf, van daai brand wat ek gekry het. Hoekom sê ek nou vir jou dit? Dis hoe jy met 'n verkeerde gedagte moet maak. So vinnig as ek my hand van daai koolstoof afgekry het, so vinnig moet jy jou gedagtes van die verkeerde gedagtes afkry. Ek het nie my hand daar gelos op die koolstoof net te kyk hoe voel dit so 'n bietjie daar nie. Jy kry, dis soos 'n refleks. As jy met my, dis soos 'n refleks, hy's warm. So besef, daai gedagtes wat lynreg teen die woord is, kom net vir een rede. Hulle kom om jou te bankrot te kom maak. Hulle kom om te kom steel van jou lewe. Daar's nie 'n ander rede nie. Moenie hulle 'n bietjie entertain nie. Moenie aan so 'n bietjie teen die koolstoof hou nie. Ruk hom af. Werp dit weg. Moenie daai gedagtes af, want jou gedagtes is heilig. Jy dink in lyn met die woord van God. Jy dink in lyn met die seën van die Here, in lyn met die wil van die Here. God se wil is volmaak. Sy wil is goed, sy wil val op goeie plekke. As jy hom vertrou vir jou lewe, dan vertrou jy een wat vir jou baie lief is en wat vir jou die beste uitkoms gaan gee wat moontlik. Amen. Maar ons weier om te val vir die triks van die duiwel. Moenie tyd spandeer op sy gedagtes nie. Amen. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u goedheid en die liefde in ons lewens. Dankie vir die kosbare woord. Ons neem dit in ons gees in. Ons verklaar, ons is doeners van u woord. Ons is sprekers van u woord. Ons is die wat u woord mediteer en inplant in ons harte en wat groei in geloof en wat ons nie laat onderkry deur omstandighede en simptome en wat ander mense doen en sê nie, maar u woord is die primêre autoriteit in ons lewens. U woord is die fondasie, die fundament waarop ons staan, waarin ons lewe, waarvoor ons lewe. U woord is ons anker, u woord is ons rots. Ons dankie vir die kosbare woord. En ons verklaar, u woord is waar. U woord is kragtig. U woord maak vry. U woord bring seën, oorvloedige seën in ons lewe in. En ons dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Halleluja.